Ek weet, ek is nog nie iets om na te kyk nie, maar ons wag net tot almal hulle sitplekke kry. Goeiemiddag. Baie dankie, vriendelik. Is julle darm ten minste groet my terug. Die ander mense is bitter kwaad vir my om een of ander rede. Goeiemiddag. Vriende, Ina sou wou hê dat ons ook met 'n traan in die hart, maar met 'n glimlag op die gesig hier sit. Want dit was haar geaardheid. Sy julle sal seker by julle huldeblyke dit ook noem. Sy het 'n aardige humorsin gehad wat almal nie verstaan het nie. Maar ek was mal daaroor. Sy het my baie keer lekker uit my maag uit laat lag en sommer so onverwags heel dikwels. En toe ek die foto van haar sien, toe glimlag ek. En toe dink ek aan, hoe baie het sy my nie laat lag nie. Vriende, in besonder Magdalene, Willie, Nicoline, Aletta, julle aanvaar asseblief, en julle as familie en vriende wat ook hartseer saam met ons is, ons innige meelewing en meegevoel vanmiddag. Weereens, die blaadjie is so mooi, ek moet dit lees en ek wil daarmee graag begin. Ek weet nie wie daarvoor verantwoordelik is nie. Maar hier staan ons groet vandag 'n ma, 1 uit 'n miljoen. 'n trotse ouma, vol omgee en bederf. Kan almal my lekker hoor. Hier so terugvoer op hom. 'n gerespekteerde en loyale vriendin van vele.
Haar nalatenskap gaan voortgeleef word met kosbare herinneringe, wat ons vir ewig saam met ons sal dra. Die een wat dit geskryf het met sy hart of haar hart se pen geskryf. Dis soos ons sal ook onthou, die musiekonderwyseres wat hier by ons kom aftree het. Dominee Johan sê, hy het haar verwelkom toe sy hier inkom, toe was hy nog die predikant hier by die gemeente. 'n boervrou, daarop het sy baie keer gespog, maar sy het nie gesê boervrou, sy het gepraat van 'n boerse vrou, met die regte klem ook op. Hier op haar aftree ouderdom, musikaal, befaamde tamboerijnspeler geword hier by die orkes, wat altyd 'n lekker glimlag op ons mond in ons oë gebring het. Sy het geniet om musiek te maak. Ek hoef dit nie eers te sê vir julle nie. Sy moet haar amper skalkse laggie. Dit was so skalkse laggie gehad. Was bekend hier by ons. Bemind, diensbaar gewees. En ons sal haar baie groot mis. Kan ek dit sê, ek gaan nie oortree op die Hildeblyke se terrein nie. Sy het bepaalde entoesiasme gehad oor twee goeders, oor baie dinge, maar veral rondom musiek en haar boeke. Hierdie pragtige skilderye is van die kleindogter, né? Nie van wie is dit? Is die broer. Het altyd haar woonstel versier. Dit is so pragtig. Sy was omring van mooi dinge. Musiek en boeke was deel daarvan. Diensbaar, ek meen, later aan kon sy amper nie sien nie, en dan sien ek haar by die klavier, maar sy speel nog altyd vir ons by die godsdienstoefeninge. By die konserte het sy haar uitgeleef, met oorgawe. Ek onthou, een skemeruur konsert, daar in die konferensielokaal, het sy vir ons 'n eie komposisie gelewer, en vir ons gesê, julle moet nou mooi luister, nou hoor julle hoe stroom die water, hoe kabbel die water, en hoe waai die wind. Julle het dit seker ook gehoor, sy het dit seker hopelik vir julle ook gespeel. Sy het ons verstom die aand. En dis een van daai goed wat so 'n bruising in my hart gee, as ek aan Ina dink. Sy het 'n fyn humorsin gehad, soos ek gesê het, alhoewel almal nie gesnap het nie. Ek wonder wat sy sou kwyt raak alles in die hemel. Sy was nogal soms onnutsig. Ons sal haar mens wees en haar bydraes en haar besoekies sal ek baie mis, wat sy dikwels daar met 'n ou lertjie in haar hand vir die program by my kom bring het. Ons neem vir haar afskeid van haar op 86-jarige leeftyd. 'n ryp en 'n goeie, volgeleefde leeftyd. En julle het baie wat julle sal troos as julle aan haar dink. In julle hartseer pleit ek dat die Heilige Gees toegelaat sal word, om julle sy troos ook te gee en julle krag om aan te gaan, dat julle sal gee. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil en bid ons saam. Dankie ons Here, dat ons veral aan u voete kan kom sit in hierdie middag. Want Here, dit is soos die rondloper hond van die dood, so op ons spoor kom. So van tyd tot tyd en in Junie en Julie hier by ons baie sy draai kom maak. Dan is ons hartseer. Dan is dit mense wat baie naby aan ons hart gekom het, wat ons moet groet. Dankie dat ons maar net by u kan kom skuil. Ons weet ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. Maar dit ontstel ons tog, as dit so by ons 'n draai kom maak. Ons weet, Jesus, dat u die dood doodgemaak het. En ons bevryheid van hierdie verganklike bestaan. Ons wil so graag ook vanmiddag uitroep saam met Paulus en saam met hom spot.
Dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Vergewe ons as ons huiwer en help ons vanmiddag ook om dit opnuut vas te glo en daarop te vertrou. Dat ons salig kan lewe en sterwe. Gee in al ons hartseer ook vir ons hierdie troos vanmiddag. Pleit dit in Jesus se naam. Amen. Die familie het die liedere en die skrifgedeeltes gekies. Die lied wat hulle graag wil hê ons moet opstaan en sing is Loof hom met die tromme. Ek dink sê iets van die bepaalde vrolikheid. Julle sal die woorde op die program kan kry. Kom ons staan en sing ons dit. Soos julle vir my sê, was Matteus 6 oor die sorge van die lewe. En julle het gevra ek moet iets daaroor sê, en ek het gesê ek doen dit graag. Die interessante van so 'n teks wat bekend gemaak word, dat iemand vra, my begrafnis moet daaroor gedoen word, moet julle mooi na luister, want dis dalk die laaste boodskap wat julle van haar kry, in die sin van op aarde, waar julle met julle ore en julle hart kan hoor. En ek probeer graag iets prakties daaroor vanmiddag kwytraak. By vers 25 kan ons begin lees van Matteus 6. Matteus 6, vers 25. As iemand 'n Bybel het. Hier sê Jesus, onthou hy is besig in die bergpredikasie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie. Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. Dis God aan die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee. Hoeveel te meer nie vir julle nie klein gelowiges? Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet of wat sal ons drink nie of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasie soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Nou soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer.
elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Miskien moet ek maar amen sê, dan kan ons lekker die versings gaan geniet, want ek dink almal verstaan wat hy sê, en almal verstaan wat Ina vandag vir julle wou sê. Bekommer julle tog nie oor aardse goed nie. Die Hemelse Vader weet wat julle nodig het. Ek dink dit is 'n finale boodskap wat tog vir ons almal iets beteken. Elke dag in ons lewe, om ons nie te bekommer in ons lewe nie. Die lewe is belangriker as kos en klere. Die gunsteling teks vra een vraag vir julle vandag. Wat is die belangrikste, vra Ina, vandag in julle lewe? Wat is die belangrikste in julle lewe? Selfs as ons hier kon gesels as gelowiges saam, sal ons 'n lang lys kan maak, nie? Almal sal kan bydra. Die jongere sal kan sê geld en besittings is tog verskriklik belangrik. Ek meen die lewe is duur, dit is so. Die ouer mense sal ons moet op die lysie sit, gesondheid miskien in 'n lang lewe, langer lewe, hoe dit ook al sê. Die mense wat nou nog broodwinners is, sal iets kan sê van sinvol besig wees en harder werk en al die goedes. Kan 'n lang lys maak. Punt is, ons doen meer as voels om al hierdie dinge op aarde in plek te hê. Groot deel van ons daaglikse taak gaan oor die dinge vir onsself bymekaar te maak, wat ek nou genoem het. Nie net vir onsself, vir ons kinders en kleinkinders, en dit alles is reg, ek sê nie iets daarteen nie. Selfs genoeg te hê bymekaar gemaak om vir ander te sorg. Mense wat nie het nie, wat arm is, wat honger is. En die opdragte staan ook mos in die skrif. Is my interessant dat dit 'n natuurbeeld is. Jesus sê, julle is nog ver beter en meer werd as voëls. En as die blomme van die veld en al die ander dinge. En dan is die vergelyking dit. As ek dan sê Jesus vir al die ander dinge so, die voëls en die blomme so sorg, hoor nie te meer vir jou nie, vir julle nie. Hy sorg so volledig, uitsonderlik, vir blomme. Salomo se vergelyking van al sy rykdomme goeders, tel nie is 'n punt nie. Wat sou Ina vir julle wou leer uit hierdie skrif? Ek dink nie dit is so eenvoudig as om te sê vanmiddag, moet julle nie bekommer nie. Moenie julle bekommer nie. Ek dink miskien liewer onthou hoe afhanklik julle van God is. Onthou hoe afhanklik julle van God is. Want dis hoe's hierdie bergpreek van Jesus mos begin. Geseënd, gelukkig, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die belangrikste in die lewe, weet julle, is die dinge nie. Nie eers die dinge van God nie. Dis God self wat die belangrikste is. Daarom is daar sprake aan die einde van hierdie gedeelte om die wil van God in alles te soek. En dan kom die ander goed so by. Want God sorg. Moet julle nie bekommer nie. Weer en weer moet ons maar ontdek, alles kom van God af. Hy het dit nie net geskep nie. Hy hou alles en almal van ons in stand. Hoe afhanklik is ons van die Here? Ek weet, ons weet dit. Ons het daar, julle maat julle so groot gemaak. Ena het ons geleer dit. In haar musiek het sy dit gespeel en sy het by daai klavier dit baie keer vir ons geleer met liedere wat sy die lysies van gemaak het. En ons verwonderd was oor die keuses van liedere wat ons kon sing in die pragtige liedboek. Maar kom ek herinner net, weer vir God is ons as mense die belangrikste skepping.
Die belangrikste van sy skepping. Want ons is na sy beeld en gelykenis geskape. Ons is sy verteenwoordigers in hierdie wêreld op aarde. En daarom sê Jesus, moenie hieroor vir julle bekommer nie, kleingelowig wees nie, ongelowig wees nie. Kom ek vat dit saam, dat julle nou miskien 'n stukkie daarom kan sit en dit vir die res van julle lewe, dan as hierdie dag se troos kan ervaar. Vers 32, dink ek vat dit die eenvoudigste vir my saam. Vers 32 staan daar, julle hemelse Vader weet. Julle hemelse Vader weet. Net hierdie 4 woorde. Julle kan dan vir elkeen van jouself, kan jy vir die res wat in die gedeelte staan, die doetjies, die streepies vertrek en jou eie prentjie vir jou eie boodskap vandag van die Gees maak. Julle hemelse Vader weet. Kom ek wees moedswillig en ek begin agter. Ons doen dit nou net so 'n bietjie anders. Weet. Julle hemelse Vader weet. Hy weet. Net dat ons dit weet, troos ongelooflik. Hy weet alles. Hy sê al weet en niks ontsnap sy liefdevolle belang by ons nie. Soveel keer soos julle op een as 'n skoot gesit het en sy vir julle van die Here Jesus geleer het en van die hemelse Vader geleer het en miskien die onsse Vader geleer het. Miskien het julle dit ook moes leer toe ons kinders was, het ons dit almal geleer en ek het nooit spyt daaroor nie. Hy weet, hy ken my gevoelens in hierdie oomblik die beste. Sy omgee in my stuk onsekerheid en in my hartseer. Hierdie gevoel van verlies wat ek met ma se heen gaan het. Selfs my bietjie tikkie van skuldgevoelens wat onnodig is. Julle het 'n ongelooflike verhouding met haar gehad. Jy sien, wat by God se weet inkom, is sy fokus. Hy sien waar ander nie kan sien nie. Hy weet wat ander nie weet nie. Hy weet wat ons vir onsself wegsteek. En dis 'n belydenis meer as wat ek dit nou van my hart afkry. Hoe sê Psalm 139? U sien dwars deur my. Selfs vir wat ek vir myself wegsteek, sien God. Alles van al die jare het God gesien en gehoor. Hy weet van Ina se kom vandaan en haar mooi storie wat oral gaan vertel word vanmiddag. Hy weet wat om die draai vir ons voor lê, die volgende tree. Volgende besluit wat ons moet neem. Dis 'n reuse troos om te weet dat hy beter as ek self weet. Dit moet jou rustig en getroos maak. Van God se weet kan jy weet. Hy weet nie net nie, maar hy doen iets daaromtrent. Omdat hy weet, dis vir my die belangrikste in die lewe. Hy doen iets daaromtrent. Miskien moet ek oorgaan en sê, dis hoekom ons hom Vader noem. As julle nou julle pa sal onthou, ek hoor hy was net so 'n formidabele man. Vader, ons hemelse Vader weet, Vader. Dit sê ons iets van God se omgee en sorg. Soos 'n goeie aardse pa. Hier in vers 26 het ons gelees, kyk na die wilde voëls. Julle hemelse Vader sorg. Julle hemelse Vader sorg. Die wonderlikste van die Vaderbeeld in die Bybel is, ons bly altyd kind vir hom. Altyd sy kind. Daar's nêrens, Lukas se beskrywing en die ander beskrywings en verder aan in die skrifgedeelte staan daar, nêrens is daar 'n goeie pa in die ganse heelal wat nie vir sy kind goed wil sorg nie. 'n Goeie pa praat ek van. Dit is doodgewoon waar. Hy sal vir hom sorg wat ook al gebeur.
Jesus sê later aan ons, as jy jou kind 'n stukkie brood vra, jy sal hom mos nie 'n klip gee nie. As hy vir jou 'n stukkie vis vra, jy sal mos nie 'n slang vir hom gee nie. Die Vader weet wat ons nodig het. Dis ons Vader wat vir ons volmaak vir ewig, vir tyd en ewigheid sorg. In alles. Wat 'n troos is dit nie, dat hy ons Vader is nie, wat sorg. Hy is ook 'n hemelse Vader. Want hy is meer as net 'n goeie pa op die aarde. Hy is die hemelse Vader. Die een wat baie meer kan gee en voorsien as wat jy ooit kan bid of dink. Selfs dit wat jy nie weet, gee God self. Hy is die Almagtige. Ons geloofsbelijdenis, die 12 artikels begin, so ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper. Alles is by hom moontlik. Vir gelowiges soos ons wat van hom afhanklik is, sê hy, vra net wat jy wil. Ek sal dit vir jou gee. Klop. As jy voel, hier loop ek my nou in 'n deur vas wat op een of ander rede toegegaan het. As hy toegeslaan het, ek sal dit vir jou oopsluit. Klop net. Soek as jy voel jy voel verlore. Ek sê jou laat vind. Hy is ons hemelse Vader, by wie alles moontlik is. En hy is in die hemel, waar Jesus is, wat vir ons plek gereed maak, en sal terugkom om ons te kom haal, waar iemand nou is, om saam met Jesus te wees, vir 'n ewigheid, om altyd by hom te kan wees. Ewige lewe, ewige troos. En daarom sluit ek in die laaste plek af met julle hemelse Vader weet. Daarom is dit so wonderlik. Jesus praat nie net van Vader nie. Hy praat van julle Vader. Jesus leer ons om te bid, ons Vader. God het homself uit liefde en genade aan ons kom verbind. Die hemelse Vader weet alles en kan alles doen. Maar hy is ons Vader. Wat gekies het om 'n persoonlike verhouding met ons te maak. Wat in Jesus Christus ons broers en susters kom word het. Wat persoonlik deurmaak, wat ons deurgemaak het, en daarom weet, as ons so iets deurmaak, wat die beste vir ons is. Wat net die beste vir ons doen. En alles wat in my lewe gebeur, die sleg van vandag ook, ten goeie laat meewerk. Daaruit vir my ook 'n les het om te leer. Al stry ons dikwels daarteen, ook teen die dood. Dis ons hemelse Vader, wat alles weet. Ons hemelse Vader. Julle, in geen ander godsdiens in die wêreld is dit so nie. In ander godsdienste moet die mens na hulle God toe gaan. Ons Vader kom na ons toe, hy stuur sy seun om vir ons te kom sterf. Hy word volledig mens soos ons, tot in die dood, sodat ons hier kan lewe, volkome getroos, salig kan lewe en sterwe. Julle hemelse Vader weet, wat 'n trooswoord het U nou gekies, om vir julle reg op te hou in die dae, en in die tyd wat kom. Want partykeer is niks sin maak, as jy redeneer, selfs met die Here daaroor praat nie. As ek seer en verward is en moedeloos en gefrustreerd ook voel, sonder hoop partykeer voel. Die Here weet daarvan. En dis daarom die beste om maar die skuilplek by hom te maak, vir troos en hulp by hom te gaan soek. Met die seker wete, hy is die een wat kan heel maak. En dis God se ding, wat hy vir die kroon van sy skepping doen. Hy maak heel. As julle wil gaan kyk in die Bybel, Psalm 131,
Ek gee vir julle die teks ook as julle wil gaan opsoek. Daar staan, ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. Mag die Here se troos julle oorweldig in hierdie dag. Amen. Ons raak vir so 'n oomblik stil. En ons dink net vir 'n oomblik in afsondering wat die Here vir ons gesê het. En ervaar die diep troos wat hy vir ons daarmee bedoel. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir die huldeblyke en die bedankings nou. As dit klaar is, gaan ons 'n lied sing wat op die program is. En dan gaan ek 'n kort formuliertjie lees en dan gaan ons die seën uitspreek en dan gaan ons verversings geniet. Ek sê dit nou vooraf, daar's geleentheid vir die huldeblyke. Praat maar oor hom. By die things. Dat ek kon vir jou daar neersit. Goeiemiddag. Dis nie maklik om hier te staan nie en om afskeid te neem. My ma was 'n oorspronklike Kaapse meisie wat haar roeping as 'n onderwyseres in Vredendal gaan uitleef het. Daar het sy my pa ontmoet en hulle het in 1968 getrou. Ons het op Noukoes groot geword en vir baie jare het sy deel gewees van die Klawer middelbare skool waar sy skool gehou het. Sy was vir 50 jaar 'n Vredendaler en die afgelope 9 jaar 'n inwoner by Chrismar Villas, waarvan sy die laaste 9 maande in die versorgingseenheid was en waar sy met liefde en respek versorg is. Van kleins af was boeke deel van ons wêreld. My ma het gelees, vertel, gedramatiseer. Sy het ons met stories getroos as ons siek was. Met passievolle oorgawe het sy dikwels self aan die slaap geraak. Dan moes ons vir haar 'n ligte stampie gee, sodat sy verder kon vertel. En soms het die 3 varkies saam met Rooikappie en Sneeuwwitjie nuwe avonture beleef. 'n gemengde storie. Willie moes selfs rakke in haar klerekas inbou, want haar boeke was meer as haar klere. Sy was 'n regte boekwurm. My ma het 'n ongelooflike verbeelding gehad. En nou bieg ek iets. Tot 'n matriek het sy al my mondelinge en al my opstelle geskryf. Eksamens het ek daarom self gedoen. Ek dink sy het gedink haar verbeelding is beter as myne. Ek wens sy kon vandag ook hierdie huldeblyk help skryf. Ek hoop dit dra haar goedkeuring weg. In ons huis was daar altyd musiek. Sy het baie klavier gespeel. En Sondag na kerk was dit die hemelse klank. Sy het klavier gespeel by troues en begrafnisse. En ek onthou hoe sy voor die kerkorgel gesit het, wat massief groot gelyk het met hierdie klein figuurtjie. Sy het altyd eers gaan oefen. Dan was dit 'n hele storie om die
sleutel by die skriba te kry. En dan het ons 3 saam met haar kerk toe gegaan. En dan het ons het dan getrou. My ma het die troumars gespeel en ons het ingestap op die troumars in die kerk. Dan moes ons sê, moet sy vinniger of stadiger speel. Vir begrafnisse was dit presies dieselfde. Dan moes ons sê, is dit 'n hartseer of moet sy vroliker speel? My ma was 'n vrou van styl. Elke serp moes pas. Elke aand het sy haar klere vir die volgende dag uitgehaal en netjies reggehang. Selfs verlede week, toe ek by die wintermark was, het ek onwillekeurig vir haar 'n serp gesoek. En gedink, mamma sou hiervan gehou het. My nalatenskap van my ma is van dat ek kan onthou, elke aand voordat ons gaan slaap het sy vir ons 'n nagsoentjie gegee. Of dit nou in die oor was en of dit in die oog was, sy het so saggies nader geslyp en vir ons 'n nagsoentjie gegee. Respek vir ander, maak nie saak wie of wat jy is nie. Geloof in ons hemelse Vader, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. En hierdie is nogal vir my belangrik. Sy het altyd vir ons gesê, dis wat haar ma vir haar gesê het, do not keep up with the Joneses. Wees tevrede wat jy het, en moet jou nie vergelyk met ander mense nie. Haar deursettingsvermoë, haar nederigheid, en sy was nooit kwaai nie, sy het vir ons net so 'n kyk gegee. So ek weet nie wie van julle al 'n kyk gekry het nie. Die laaste paar maande was baie swaar. Haar liggaam en haar oë wou nie meer saamspeel nie. Sy moes afskeid neem van haar geliefde klavier. Maar selfs toe kon sy musiek maak. As lid van die boereorkes het sy met trots haar tamboerijn gespeel. Sy het tot die einde aangehou. Dankie vir die boereorkes wat haar deelgemaak het van hulle orkes. Ek en sy het die laaste paar maande 'n baie hegte band gevorm. Die laaste 9 maande. Ons het verskeie spelletjies gespeel en ek het begin om vir haar oog te knip, sommer net om te kyk hoe sy reageer. En dan as ek by haar inkom in die kamer, dan knip sy al vir my oog. So dit was 'n spelletjie. En dan het ons altyd gelag daaroor. Ek is dankbaar dat ek haar gereeld kon sien. En wanneer sy bang was, in die afgelope maand, 6 weke, was sy bang. En ek kon haar gerus stel en vir haar sê, Liewe Jesus is by ons. Dis hoekom ek nou vrede in my hart het. Sy is op 'n beter plek. In die hemel is daar nie lyding nie. En sy kan elke dag haar hemelse serpie dra. Dan wil ek net vir my gesin baie dankie sê, Philly, vir jou kuiers, jou grappies, by my moeder, en vir die kos wat jy elke aand vir ons gemaak het. Ek het party dae het ek maar lank daar gesit, maar dan as ek inry in die huis, of in die garage, dan is daar 'n rykietjie lekker kos. Nadia, vir jou oproepies, om te hoor hoe gaan dit met ouma. Vir Bianca en Chris, wat die skorrelgoed moes was, en wat vir my koffie gebring het. Dan ook aan Aletta en Nicolene, vir ondersteuning, die afgelope tyd. Sonder julle sou ek dit nie kon doen nie. Dan
Ek dink dit is ook 'n groot ding wat my ma altyd oorgedra het is, leef elke dag voluit. Elke dag maak jy die beste daarvan. Mamma, jy was 'n lig in ons lewens. Al is jy nou stil, sal jou ritme nog lank voortleef. Rustig. Ja, ek het niks voorberei, Magdalene, soos jy mooi neergeskryf het. Ek het net 'n paar, toe ek aan my ma dink, wat het ek net begin neerskryf. So, Tafelberg sy wou net altyd vir Tafelberg gesien het, toe kom het so, dat sy hier by Christmark kom, en die woonstel kan jy vir Tafelberg sien, en sy kan die see sien. Dan boeke. Ja, ons huis op Klaver was gebou rondom haar boeke. En daar was ook nog, soos Willie, jy moes ook maar kaste inbou, of rakke inbou. En dan haar liefde vir musiek. Musiek was in ons huis. Al van alle genres en alle flavors. Opera het ons nou net nie dit gemaak nie, want boereorkes, alles, hoe ons lekker gedans het op die boereorkes, dan ons oupa se stoor en alles, so sy het vir ons, sy was net 'n lekker ma, kwaai ma, wat vir ons gekyk het, maar ja, en dan die soentjies, daar was skoenlappersoentjies en daar was stofsuiersoentjies. Soms het sy gevra wat 'n soentjie ons wil hê, en ek het nog, toe ek vir haar nog gegroet het ek vir oula se skoenlappersoentjie gegee. Tennis, Nicoline, jy sal seker uitbrei oor tennis. Nie net tennis, sy het eintlik was mal oor alle sporte. Sy het presies geweet. En dan so elke nou en dan moet ek nou die ranglys van die tennis moet ek net vir haar uitprint, want sy wil dit in haar dagboek sit. Dit het ek gedoen. Ek weet nie waar ek eintlik vandaan kom nie, van Magdalene en Nicoline, ek het dan so 'n bietjie bygekom. Het die serpies, en my ma het ook altyd serpies, in kussentjies wat die wêreld vol lê, wat my irriteer, maar dit pas by hulle. En ja, so dit so elkeen moes nou maar sy eie dingetjie. Maar die diensbaarheid van my ma, sy het altyd ja gesê, as daar 'n skou is wat sy moet pannekoeke, sy kan nie kos maak nie, kon nie kos maak nie. Behalwe haar wielietjies kos en wat het sy nog lekker gemaak, yskastert, Jameral yskastert, maar die diensbaarheid wat sy vir ons geleer het. Ek dink ons is ook diensbaar aan die gemeenskap. As daar iets is wat gedoen moet word, ons is altyd bereidwillig om te werk. En dan op haar stil manier het sy het onvoorwaardelike liefde. Sy het niks terug verwag nie. Sy wou net gee. En dan was sy respek. Sy het vir ons respek geleer, sy het vir ons maniere geleer. Die groot les wat een van die groot lesse wat sy vir my gegee het, is wanneer, sy was 'n onderwyseres, so wanneer daar iemand soos 'n onderwyser wat voor jou staan, praat, dan bly jy stil. En jy fokus op daai persoon. Dis hoe ek deur matriek is. Ek het nie eintlik geleer nie. So ja, sy was 'n ware dame. Serpies, altyd netjies aangetrek, alles moes gepas het. Waar ek die sweetpak, jean en kortbroek kind was sy altyd perfek. En die hare was mooi geknip in oorbelletjies, en ons het ook gesorg dat sy oorbelletjies
saam met haar opgeneem het boontoe. En dan bokversports, julle sal ook sien op die slideshow later, ja, sy was sommer net lekker laf. Dan was sy 'n reisiger, nie net het sy gaan reis oor see nie, maar sy was ook 'n reisiger in haar wese. Sy het altyd, ek en sy het lekker lugkastele gebou, al het die lugkastele soms platgeval. Dan haar huis en selfs nou in die woonstel en in die siekeboeg se deur het altyd oop gestaan. Letterlik en figuurlik, enige iemand kon daar geïn het. Sy het soms raas by ons dogters gekry, want die deur staan te oop. Daar kan enige iemand daar inkom. So familie het sy, sy was trots op haar 2 broers, baie gepraat van hulle, jy kon sommer sien, sy is totaal en alle ander mens as sy van haar broers gepraat het, oom Joss en oom Arnold, en dan die lekker scones was haar favourite, marmite-broodjies, dan natuurlik malvas en petunias. Dit was op die plaas, dis dwarsdeur gegaan tot in haar woonstel. Ja, so dit is, en dan daai kyk. Maar die geloof en die waardes wat sy vir ons geleer het, en die ek dink nie daar is 'n woord nie, maar die liefde wat sy vir my pa gehad het, en vir ons 3 dogters, en ons aanhangsels, ons kleinkinders, dit was vir my, sy was maar net 1 uit 'n miljoen uit. Goeiemiddag, kan julle my hoor? Nee. Nog harder praat. Ja, sê. So, daar's hy. Nou toe. O, Hey. griep dan. Goed. Nou hierdie 2 susters van my het nou 'n tolorder vir my gegee, hoor. Ek moet nou afeindig. So ja, hoe sê 'n dogter goodbye vir haar moeder? Vir amper 50 jaar was mamma altyd net daar. Met onvoorwaardelike liefde. Reg verluister, lekker lag en droom oor ons volgende tripie oor see. Ons gesprekke van die koninklikes. Novak Djokovic, ek gaan dit verkeerd uitspreek. En mamma se klavierspel gaan ek sommer baie mis en ek koester ons tye saam. Nou as my ma altyd by ons kom kuier het, dan het ek al gaan slaap, dan sit ek kuier Morney en my ma. Dan praat hulle nou land en sand, ek dink hulle probeer seker maar die regering ook nog uitsorteer. Maar tennis en rugby en sommer net die lief en die leed. Vir wie gaan ek nou gesigte trek? My ma het altyd so lekker gelag daarvoor. Tot in die hospitaal. Trane het geloop. Ek gooi sy kop so agteroor. So as kind, Magdalene het nou baie mooi detail gegee. Daar was baie liefde in ons huis. Ek dink daar was meer liefde as kos. Van kleins af het my ma altyd 'n bynaam gehad. En dit het eers begin met Boeboes. Toe is dit Waai. Waar ek aan die name gekom het, weet ek nie. Toe is dit Willem,
Maar dit deeg toe nou nie. En toe besluit ons wurm of wurmpie. So wurmpie het toe nog volstrek mee en my ma was tevrede daarmee. En dit pas eintlik so goed met dit wat Magdalene gesê het van sy was 'n boekwurm. Sy was eintlik 'n boekwurm. En elke liewe kaartjie, Kerskaartjie, enige iets is dan kom die wurmpie. Wurmpie. So ek sal nooit met 'n wurm na 'n ander met dieselfde oog kyk nie. Sonder dat ek dit agterkom, het ek baie van my ma se maniere en van dinge doen en sê. Morney sal altyd sê, nou het jy nes jou ma geklink. Nou weet ek nie of dit 'n goeie ding of 'n slegte ding is, dit weet ek nie. Of dit is iets wat jou ma sou gesê het. Nou die kyk wat Aletta en Magdalene van gepraat het, ek dink ek het daai kyk gekry, want my staaf het sê altyd, ons weet ons moet nou vandag uit mevrou se pad uit bly. So ek dink ek het daai kyk. Dankie dat mamma vir my van kindsbeen geleer het van 'n positiewe gesindheid. Wanneer dit moeilik gaan, think positive. Elke wolk het 'n silwer randjie. My pa het ons weer geleer van, met jou hoed in jou hand stap jy deur die land. Met ander woorde, vriendelikheid kos niks. Hou jou voete op die aarde. Bottom line, hier kom die Engels. Ons ouers het ons met liefde en deernis grootgemaak. Dit is moeilik vir ons familie en vriende wat agterbly, maar ons vind troos in al die herinneringe en ons sê dankie daarvoor. Ek weet dat mamma nou op pappa se skoot sit. Just in time vir julle huweliksherdenking. Ek het altyd my ma gegroet in een of ander taal. Dis maar ons bly, ons het 'n liefde vir tale, nie dat ek vreeslik tale praat nie, maar ons kom daar. So, au revoir, auf Wiedersehen, adios, arrivederci, sorry, ciao. So dis, ek groet nie vandag my ma nie, maar ek sê eerder tot ziens, of skielik tot weerziens, my liefste wurmpie, Resag. Goeiemiddag almal. My naam is Nico, Tannie Ina was my pa se suster en ek dink nie dit sou gepas gewees het as ons nie ietsie op die klavier tokkel nie. Nicolien, jy het gevra. Ek gaan 'n stuk speel, dit het vir ons baie vreugde gebring, net 'n kort stukkie, julle sal hom almal herken, die jonges en die oues, en dit sal later alles sin maak as ek klaar is. As julle my net gaan verskoon, ek gaan daar Tannie, daai seat is nou lekker warm gesit, baie dankie. En net gou-gou, as julle die beeltjies op die klavier sien, en die metronoom, dit was altyd op die klavier. Op die plaas, hierso by die villas en nog steeds.
my tannie gebore Ina Smit, die jongste van 3 kinders, oom Arnold die oudste, kunstenaar en ook baie klavier gespeel. Die kuns wat julle hierso links en regs sien is alles sy kuns wat hy in Frankryk geskilder het. Hy was 'n priester gewees in Parys. My pa, oom Jos, het viool gespeel en tannie Ina klavier. Hulle het almal groot geword en was gebore in Mowbray in die Kaap, in Rosebery Road, baie Engels, en reg oorkant van die Mossop gemeenskapssaal. Baie Vrydae en Saterdae aande het hulle kuns daarso vir die gemeenskap gewys. En ek ken die storie, my pa en tannie Ina het dit baie vertel. En toe, soos almal gesê het sy boervrou geword en Vredendal toe getrek. 'n Groot verandering. En hulle het op Noukoes gebly, saam met oom Nikkie, en toe later die kinders, Magdalene, Aletta en Nicolien. Ek wil net een staaltjie vir julle gou vertel. Die storie het seker eers in Vredendal uitgekom, dat tannie Ina van Sail klavier kon speel. En daar het een of ander javel by haar aangekom en haar omgepraat om Lowry orgels te verkoop. Okay, ek sien julle lag hiervoor. En voor sy haar oë kon uitvee, kom daar 'n wa daar by die plaas aan en laai 5 Lowry orgels af, wat hulle toe in die ou generatorkamer gesit het. Julle weet waar dit was, langs die braai. En ons het dikwels kom kuier en my pa en oom Nikkie het altyd Valiants gery. En my pa kom daar aan en julle kon ons altyd van ver af sien aankom, want jy het ver gery op so 'n grondpad, en as jy so draai maak daar by die Gaanse, en dan stop jy onder die bloekombome, was dit bloekombome gewees. En my pa klim uit en tannie Ina kom uit om nou te groet, soos maar altyd dit was op die plaas, die mense groet jy, as jy stop, jy wag nie vir mense om in te kom, jy staan al buite, en sy sê vir my pa, "Jos, wat gaan ek met al hierdie orgels doen?" En my pa sê, "Jy gaan hulle mos speel." En ek dink die kinders het meer op die orgels gespeel as enigiemand anders, ek weet nie of enige van hulle verkoop was nie. Maar toe tannie Ina hulle klawer toe getrek het, was sy natuurlik 'n musiekonderwyseres gewees, en toe nou hier ook by die villas. Die musiek het altyd saam met haar gegaan waar sy was. En ook met die skemeruur en die revues wat hulle hierso gehou het, baie keer as ek van Johannesburg gebel het, tannie Ina, kan ek met jou praat? Nee, ons is besig om te oefen vir die revue of tamboerijn. Dit was altyd op haar lys gewees om vir die mense te vermaak hier by die villas. So, van my af, net soos 'n stuk musiek, altyd vir ons gewoonlik van iets goeds sal herinner. Jou eerste dans of iets wat gebeur het in jou lewe, dit het gespeel, of toe jy Titanic gekyk het jy jou vrou of jou man se hand so styf vasgehou en lekker gehuil. As daai musiek speel, sal jy dit sal jou altyd aan iets goed laat dink. En dit is hoe ek vir my tannie Ina onthou. Sy sal my altyd iets goed laat dink as ek klavierspel hoor. En ek wil nou vir julle ietsie speel wat 2 jaar opgeneem is, hierso in die villas, en as julle nou keurig luister, sal julle haar skerp sin vir humor reg op die einde van die stuk hoor, en dan sit nou 'n geskater lag, maar ek sal hom stop voor dit, maar ek hoop die mikrofoon tel alles mooi op. So hier gaan hy. Oeps, ek moet net gou hierdie ding reg kry. Tegnologie. Kan julle hoor? Dis hier in die villas. Daar sy. Ons kon nie ophou lag nie. En ons het so gelag dat daar 'n oom en 'n tannie in die gang kom uitvind het wat is fout met ons. Maar die trane het geloop. En dit is hoe ek julle ma en my tannie sal onthou. Baie dankie.
Hallo julle, ek hoop julle kan my almal hoor. Dit is my taak om net al die bedankings te doen. Ek sal so vinnig as moontlik wees. Ek dink ons is nou al almal lus vir daai eetgoedjies, koffie en tee. Ek wil al vroeër geproe het, maar ek mag nie, ek was verbied om my dekseltjies op te lig. Ek sal gou wees. Ek het 'n lysie gekry van bedankings van die 3 susters wat ek moet doen. So as ek iemand oorslaan of iemand gemis het, dis hulle skuld. Dis nie myne nie. So ek net begin met elkeen van julle wat hier is, wat moeite gedoen het om te kom, betyd van ver gekom, tyd afgeknyp by die werk om hier te wees, ons waardeer dit. Hier soos baie mense, so het wys my net hoe geliefd sy hier was. Oom Gert, of Dominee Gert, dankie vir jou boodskap en jou ondersteuning. Tannie Althea, wat vir ons die klavier gespeel het, baie dankie. Chris Marvillas, soos almal nou al gesê het, sy het 9 jaar hier gebly. Toe sy intrek, het sy onmiddellik gou begin vriende maak. Sy het onmiddellik begin rondloop hier in die kompleks. As sy iemand sien beweeg, het sy gesels met hulle, vriende gemaak. As sy 'n deur oop gesien het, het sy ingestap en gaan gesels. En julle het haar almal met oop arms ontvang en deel gemaak van julle vriendekring. Dan die sorgeenheid, Suster Stefanie, Ruitenbach, Pool, al die verpleegers, versorgers. Die laaste 6 maande, julle het regtig baie mooi na haar gekyk. Ons waardeer dit, weet sy kon lekker lag, maar sy kon maar baie keer ook lekker moeilik wees en julle het dit altyd goed gehanteer en weet laaste tyd wat sy in die hospitaal was, baie in en uit. Sy wou net terugkom Chris Marvillas toe want hy het altyd net gesê dit is net die beste plek om te wees, die villas. Maar dit stop nie net by die sorgeenheid nie, die personeel. Sy het baie graag geloop hier na die ontvangs toe, met wie ook al daar was gesels, daar by die kiosk gesels, en selfs die onderhoudspan, ek dink nie hulle is nou hier nie, maar Adam en sy manne, Dan, Zaki, Alex, Jeffrey, as iets gebeur het, was hulle altyd daar om haar te help. Optang, fotootjie teen die muur, kraan wat lek, televisie wat nooit wou werk nie, maar was net 'n ou knoppietjie wat sy nie gedruk het nie, of die selfoon, hulle was daar om te help. Ja, dan wil ek net sê, dankie vir al die vriende wat vir haar kom besoek het, vir al die laaste tyd hier in die sorgeenheid. Julle het gereeld kom kyk hoe dit met haar gaan, laat dit goed gaan met haar, nog betrek by alles, ek het dit nou al 'n paar keer genoem, die orkes, toe sy nou met die klavier, so bietjie begin sukkel het en af en toe, hoe sal ek dit nou stel, meer kreatiewe note begin speel het, as wat op die blad was, die tamboerijn gegee, en sy was nog steeds deel van die orkes en deel van die gemeenskap. Dan, by die hospitaal, was daar Dr. Sanneray, Dr. De Beer, wat mooi na haar gekyk het. Dan moet ek net vir Anthony en Rian, wat vir ons die livestreaming doen, sê baie dankie. Die mense wat so 'n bietjie met die kos gehelp het, Amanda, Darryl, met die eetgoedjies, Franzet met die blomme. Baie dankie aan almal wat die boodskapies gestuur het, SMS'e, oproepe, al daai ondersteuning, dis belangrik vir almal. Dit het 'n groot verskil gemaak. Miskien moet ek ook net hier noem, Oupa Pieter. Jy het ook gereeld gaan inloer. Gekyk dat het altyd goed gaan. Ja, jy het gereeld gekyk. Dinge nie so goed gaan nie, vir ons laat weet. Ek weet, ouma was baie keer kwaad as jy vir ons gebel het. Maar ja, dankie daarvoor. Die 4 kleinkinders, die Janke, Nadia, Chris, Bianca, dankie vir al julle hulp, met die voorbereiding wat julle gedoen het. En ja, die Hildeblyke, Magdalene, Aletta, Colleen, Nico, baie dankie, ons waardeer dit.
As ek iemand oorgeslaan het, steek gou jou hand op wat ek net kan sien. Okay, net laastens weer Magdalene, Aletta en Nicoline. Julle is deur 'n moeilike tyd. Jy weet, dat julle moes alles reël. Dit was nie maklik nie, maar ek weet julle ma is vandag en sy was nog altyd baie trots op julle. En julle is ek al deurgesit, kom ons staan op, dan sing ons die lied wat op die program is. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Die tweede strofe wat ons nou nie gaan sing nie, begin die doop is die seël dat die Heilige Gees ons 'n kind van God die Vader laat wees. En daarmee wil ek afsluit as ons die kort formuliere doen. Kom ons sing die strofe wat daar is. Ena van Sail is meer as 86 jaar gelede deur die doop ingeleef in die liggaam van die Here hier op aarde aan, die kerk van die Here Jesus Christus hier op die aarde, die sigbare gemeente op die aarde. Dis vanuit hierdie verband dat sy ook die lewe verlaat as 'n gelowige kind van die Here in kerkverband ook. Sy is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So is sy gemerk en geheilig vir tyd en ewigheid. Ons troos ons nie in die eerste plek, weet nie wat mense van ons dink, maar veral van dit wat God van ons sê en God van ons dink. Prediker 2 vers 26 sê so pragtig, vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Paulus in Romeine 14 sluit daarby aan, niemand van ons leef tog vir onsself nie. Niemand sterf vir homself nie. Of ons dan nou lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Daarop kan ons sê, amen, die Here, die opgestane Here Jesus Christus, seën julle met sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Kom ons gaan geniet 'n bietjie verversings.
Dankie.